So is baie opgewonde vir hierdie jaar en wat die Here beplan vir hierdie jaar. En my vrou het 'n bietjie gedeel van ons het 'n groot opgewondenheid vir wat God gaan doen in hierdie jaar. Amen. Ons het die hele jaar se beplanning klaar gemaak vir die kerk en ons is opgewonde om te sien wat die Here gaan doen. En nie net in ons lewens nie, maar in jou lewe. Want dis waar die groei gaan plaasvind is in jou. Die vrug wat gaan wys is waar? In jou. Dis waar ons gaan sien. En jy is meer as welkom om by ons die dienste te wees en elke kursus en elke geleentheid wat ons gaan aanbied. Hou die groep dop, nie net oopmaak en toemaak nie, lees wat daar staan, kyk wat daar staan en ons gaan hierdie jaar saam groei. Amen. Amen. So ons het die afgelope paar weke gaan praat oor Dawid, groei soos Dawid en ek dink ons het laasweek 'n bietjie gekyk hoe groot Dawid se geloof was. Het jy vrees gehad wat jy geoorkom het hierdie week? Is daar vrees wat jy geoorkom het? Ek glo, so ek het 'n vrees oorkom. Toe ons gewys hoe lank daar Goliat was en Dawid voor hom gestaan het. Dawid het nie gekyk na hoe groot Goliat was nie, maar hy het gekyk hoe groot sy God was of is. So jy moet nie heeltyd kyk na die probleem nie, jy moet kyk na jou God. Amen. Maak nie saak hoe groot jou probleem lyk in die fisies nie. God is groter as enige ietsie en enige iemand. So hierdie week gaan ons 'n bietjie praat oor groei in die wag. Baie van ons wag so lank dat God beweeg. We are growing in the waiting. Wat beteken the waiting? Was jy al ooit gewees by 'n queue? Kom ons vra so. Was jy al ooit gewees by Home Affairs? Daar's 'n lang queue wat daar staan. Maar in daai queue, in die wag, moet jy groei. Nie net heeltyd complain nie. Nie heeltyd sê, ag kyk hoe stadig werk hulle nie. Wat moet jy doen in daai tyd? Jy moet groei. En hoe gaan ons groei? Ons gaan kyk na Dawid. Ons gaan kyk hoe hy in sy wagtydperk. Dit is maar net 'n eenvoudige voorbeeld van Home Affairs. Maar jy miskien wag jy al lank sodat die Here deurkom in jou lewe. Miskien wag jy lank vir finansiële deurbraak. Miskien wag jy lank dat daar iets net moet gebeur in jou lewe. Dawid het lank gewag tot hy koning geword het. Kom ons lees dit voor ons nou die skrif lees. Ons leef in 'n wêreld wat baie vinnige oplossings vir ons wil gee. Ons almal het microwaves in ons huise, né? We have microwaves. Okay, is 'n soort van 'n jy nou airfryer. Almal het nou airfryers deesdae. Maar dis 'n vinnige ding. Jy sit jou koste aan, jy sit die hoender daarin of jy sit die vleis daarin, jy sit hom in 'n paar minute, so 10 minute en 10 dan is hy reg. Is dit nie so nie? Ons wag baie keer as jy goed vinnig hê, vinnig klaar maak, vinnig. Want die lewe is wat? Dis 'n gejaag. Dis vinnig. Dit moet gaan, dit moet ons gaan doen. Die kinders moet skool toe gaan, die huis moet skoon gemaak word, die kos moet gemaak word, voorbereiding. Dit. As jy weer sien is dit aan. Dan sê jy, tog, ek moet gaan slaap. Dis 11:00. Dan kom jy in die bed, hardloop jou kop nog steeds. As jy weer die horlosie kyk, 1:00. Here, ek moet nou slaap. Slaap jy. Word jy weer 4:00, 5:00 wakker. Okay, jong mense vandag word jy soos 10:00 wakker. Maar ons is so gewoond aan vinnige oplossings, vinnige keuses, kitsoplossings, vinnig. Kitskos, hoe maklik is om kitskos te kry. Maar wat om lekker kos, ek is altyd so vir ons so lekker altyd om na my ouma toe te gaan en sy maak vir ons lekker 'n Sondagete. Maar dis nie net kits nie. Dis met liefde gemaak. Dit vat tyd. Partykeer is daar 'n bout in die oond. Dit vat tyd, vir ure partykeer. En dis altyd so lekker want baie keer is goed so gejaag, ons net ietsie vinnig wil eet. Ons by die huis kom en ek en my vrou sê wat gaan ons eet? Nou ons het mince, ons het spaghetti bolognese. Ons is so vinnig, dis soos 15 minute aan se klaar. God vra groei vra vir tyd. Jy kan nie alles altyd verwag om vinnig te gebeur nie. Groei is waar in die wagtydperk is daar vorming wat plaasvind. Is daar vorming wat God in jou lewe maak. Daar is gesalf gewees toe ons gelees het in 1 Samuel 16. Maar hy was eers later as koning. Maar intussen moes hy jare lank gedien het onder die koning.
Hy moes jare lank nog steeds in sy weermag wees. Maar daai jare wat Dawid gewag het voor hy koning geword het God sy karakter getoets en gevorm. Jou karakter van wie jy is, word gevorm in die wagtydperk. In the waiting, God is busy forming you. So vandag, God gebruik die wagtydperk nog steeds vandag, om jou te vorm, my vriend. Jy vra vir die Here miskien, maar hoekom wag ek so lank al vir hierdie goed is? Hoekom gebeur hierdie goed nie wat ek voorvra nie? Die wag is nodig. Die wag is waar God jou vorm en ook vir jou voorbereiding maak vir waartoe jy gaan. Amen? So Dawid was gesalf gewees, maar hy was nog nie koning gewees nie. Ons lees in 1 Samuel 16 vers 12 tot 13. So he sent him, dus Samuel wat nou kom, en hy gaan na Jesse toe, na die seuns toe, en hy sê, Dawid kom voor hom. He was glowing with health, and he was fine appreciation and handsome features. Then the Lord said to Samuel, rise and anoint him. This is the one. Ons het die eerste dag gekyk van waar kyk God na? God kyk na die hart, nie na die uiterlik nie. Maar God gesien, soos Dawid, hierdie jong man, hy was 16, 14 gewees, toe hy gesalf was. Voor sy broers was hy gesalf gewees. En in daai wagtydperk, van waar hy was en waar hy moes gaan, in daai tydperk moes God aan hom werk. Dink net vir jouself as 'n 13-jarige koning geword. Ek dink nie ons kan dit enigiets indink. Want 'n 13-jarige dink nie baie reguit. Ek weet nie of hulle nog steeds prik eet op 13 jaar. Maar van daai dag af het die gees van God so kragtig op Dawid gekom. En God het vir hom was heeltyd met hom gewees. Toe Samuel Dawid gesalf het, wat het verander? Wat het verander toe Samuel vir Dawid gesalf het? Niks. Niks het verander nie. Waartoe het hy teruggegaan? Na die skape. Dawid het teruggegaan na die skape toe. Hy het nie na die paleis toe gegaan nie. Hy het na die skape toe gegaan. Salwe beteken nie onmiddellike posisie nie. Salwe beteken van groei. Daar gaan groei kom. God moet jou hy moet eers jou toets en jou lei en jou groei om by die plek te kom vir waar hy jou wil gebruik. Amen. Die roeping is seker, maar die proses is nodig. Die roeping is seker en die proses is so nodig. As ek nog 'n bietjie vir julle kan vertel vir my, baie van julle wat my ken, is van, ek is nie agtergrond gewees, ek wou nie voor staan nie, dis nie my doel gewees nie, maar God het 'n ander doel gehad. God het iets anders gesien. En in 2016 het daar iemand gekom en vir my profetiese woord gegee en gesê, hoor jy is geroep vir die voltydse bediening. Ek sê, wow, okay, great, hoe gaan dit werk? Want ek het 'n voltydse werk gehad, ek het eintlik in Bethlehem toe gewerk daai tyd. En ek sê, Here, ek weet nie, hoe gaan ek hierdie doen nie? Maar een ding wat die Here so mooi gesê het, deur die profeet, is van, daar gaan 'n tydperk van serving wees. 'n tydperk van groei wees. En hy sê, kyk na die skape faithfully. Kyk na die skape getrou. Wees getrou in die plek waar jy nou is en leer van dit. En dis hoe God my begin leer het om te sien hoe goed gedoen moet word, om te sien waar ek moet verander, om te sien waar moet ek verbeter. En ek moet sê ek het verbeter. My vrou kan mooi sê hoe ek verbeter het. En hoe God my voorberei het vir waar ek vandag staan. Amen. En ek glo vir jouself is God besig om jou te laat groei. Maar hy wag vir jou, hy vorm, is busy forming you. You are the clay and he's the potter. Hy maak iets moois nou. Maar dit gaan vra vir 'n proses. Salwing wys God se keuse. Dawid was gekies gewees deur God. Maar die wag is God se wysheid. Dit wys, want hy kon enigiemand daar, Dawid het klomp broers gehad, wat ouer as hy was, hulle kon dadelik in die koningskap ingegaan het. Maar hy het nie. Hoekom? Want God het geweet, daar moet eers 'n tydperk wees van wag.
van 'n tydperk wees van groei, 'n tydperk wees waar hy vir Dawid kan vorm. So Dawid groei. Hy's besig, hy het nou in die koningspaleis ingekom en ons kom by die laasweek was waar hy voor Goliat gestaan het en hy gesê, wie is jy, jou Filistyn, dat jy vir die God van die heerskare se weermag moet so afdruk. En toe vat hy 'n klippie en hy gooi hom. Vir die wat nie hierso was nie. Goliat was 3 meter hoog gewees. So waar ek nou staan, is tot daar bo, daar waar hy lig is 3 meter. Dis hoe groot Goliat was. En Dawid was 13 gewees. So, ek is nou in my 30s, ek is nog jong, so hy was seker 'n bietjie korter gewees. Ons moet nie onsself heeltyd meet aan ons probleem nie. Ons moet nie heeltyd bekommerd wees as 'n groot probleem voor ons staan en ons voel so klein. Ons het 'n groot God wat agter daar is. Maar daarna, ons almal weet hy het Goliat verslaan en daarso is Dawid nou saam met Saul in die paleis. En toe ons lees in 1 Samuel 18 vers 6 tot 9, toe Dawid teruggekom het nadat hy die Filistyne verslaan het, en Saul hulle op pad huis toe was, het die vrou van die dorpe van Israel uitgegaan om te sing. En die dansers van die dansers het koning Saul tegemoet gegaan met tamboeryne, 3-snarige musiekinstrumente en met 'n gejubel. Die vrouens het gedans, het gesing. Saul het duisende verslaan, maar Dawid se 10.000. Daaroor het Saul hom vererg. Dit het hom nie geval nie. Hy het gesê, aan Dawid het hulle 10.000 gegee en aan my net 1.000. Die koningskap sal ook nog syne word. En van daai dag af het Saul Dawid gewantrouw. Hy het hom suspect. Dawid het nog steeds gegroei in daai tyd. Dawid het nog steeds die oppositie beleef. Hy het nog steeds gegroei. Saul was so angstig gewees oor Dawid, dat ons gaan nou 'n bietjie lees van wat hy alles gedoen het en hoekom Saul so vreesagtig was. Hoekom Dawid? Want Dawid het nog steeds iets gesien. Hy het God gesien, hy het na God gekyk. So na Goliat het alles verander. Dawid kry aandag en Saul word jaloers. Maar skielik word Dawid se grootste toets nie meer Goliat, maar mense. Veg jy 'n bietjie tyd teen mense? Is daar mense wat altyd teen jou kom partykeer? Ons voel baie keer dat daar teenstanding is van mense teen ons. Is dit nie so nie? Ons almal voel baie keer so. Maar groei begin dikwels in die weerstand. In daai tyd van die vorming, in Spreuke sê vir hom, is van yster slyp yster. Het jy al ooit yster geslyp? Lyk dit soos eenvoudige, soos as jy nou met 'n verfkwas so heen en weer gaan. Nee! Wat gebeur? Daar is sparks, daar is 'n veiling wat met 'n veilings wat afkom. Daar is klomp goed wat gebeur om skerp te maak. Dis nie lekker nie. Maar dit is nodig gewees, want dis waar groei plaasvind. Dis waar jy skerp word, is in die weerstand. Maar wanneer God jou begin gebruik, nie almal sal bly wees nie. Nie almal sal jou verstaan nie. Nie almal sal jou vertrou nie. In die weerstand weet jy dat as jy in die weerstand beleef en jy weet jy werk in God se wil, is jy op die regte plek waar jy moet wees. Maar Dawid se reaksie is belangrik ook. Hy bly nederig. Hy bly lojaal en hy bly dien. So in die weerstand, wanneer jy weerstand beleef, ons kry baie keer kry mense trots as hulle sê, maar ek kry weerstand, so ek gaan vir groot goed geroep word. Onthou net, jy moet nog steeds nederig wees. Jy moet nog steeds lojaal wees teenoor jou God en bly dien
vir wat hy vir jou sê. Groei word gemeet aan karakter, nie aan sukses nie. Die wêreld wys ons so dat ons so suksesvol moet wees. Jy moet hierdie werk bereik, jy moet hierdie kar ry, jy moet hierdie deel van die dorp woon, jy moet dit doen, jy moet dat doen om suksesvol te wees in ons lewe. Is dit nie so nie? Maar wat sien God? Hy kyk na die hart, hy kyk na die karakter. Dis wat sukses is. Dis wat sukses besig is om te gebeur, is jou karakter gevorm word vir sy glorie. Amen. Hoe lyk jou karakter? Dawid kies gehoorsaamheid bo geleentheid. En ons gaan gou mooi sien in 1 Samuel 24 vers 1 tot 7. Ek gaan net gou vir julle vers 5 lees. Dis waar Dawid nou wegkry vir Saul, en Saul was op pad na oorlog toe gewees. Toe hoor hy nou, oei, Dawid is daai kant, kom ek vat vir my manne en ons gaan soek vir Dawid. En hulle kom daarso uit en hulle soek vir Dawid, en die koning was die koning gaan na 'n grot toe sonder enige iemand, en hy gaan soontoe en hy gaan badkamer toe in die grot, om so mooi net te sê, en dan daarso ewe skielik, luister gou mooi, vers 5. Dawid se manne sê toe vir hom, kyk daar, vandag sê die Here vir jou, ek gee jou vyand in jou hand, en jy moet hom met hom maak soos jy goed dink. Dawid het opgestaan en opgemerk die punt van Saul se mantel afgesny. Maar agterna het Dawid sy gewete hom gepla, omdat hy Saul se mantel afgesny het. Het hy vir sy manne gesê, mag die Here my daarvan bewaar, dat ek my hand teen my koning, die gesalfde van die Here, oplig. Want hy is die gesalfde van die Here. Hier is die toets. Hier is die toets van die wagtydperk wat Dawid so lank voor gewag het. Saul was in 'n grot gewees sonder enige iemand van sy bewaring. Hy kom daarso in. Dawid het die kans om hierdie persoon wat hom so ternedering, om hom wil doodmaak, om hom dood te maak. Sy manne sê vir hom, God het Saul in jou hand gegee. Kyk daarso, die geleentheid is daarso, dit lyk so goed. Maar Dawid sê nee. En hier luister hierdie mooi, en nou hoor hierdie in jou hart. Nie elke geleentheid is God se wil nie. Nie elke geleentheid is God se wil nie. Dawid het 'n geleentheid gehad, alles lyk reg, want hy moes koning word, hy het geweet hy moes koning word. So as hy nou daar, as hy die koning nou doodmaak, dan gaan hy koning word. Dis mos nou wat nou gaan gebeur. Maar wat het Dawid, hy het iets meer geweet, hy het iets beter gehoor. Dawid verstaan iets dieper, dat God het hom gesalf. God sal hom verhoog. Hy hoef nie self God se belofte te dwing nie. Jy hoef nie goed ryk te druk as nog nie sy tyd is. Ons het ons gesê laasweek is van, daar's 'n tyd wat God jou, daar is soos 'n appel in 'n appelboom. Jy kan hom nie pluk as hy nog groen is nie, waar sy groen appel is, maar jy kan hom nie pluk as hy groen is nie, want dan moet jy hom druk. En dan, wat gebeur as jy hom eet as hy te vroeg is? Hy suur, hy's bitter. Maar as jy hom los en hy wag sy tyd, wat kom af? 'n soet en sappige appel. Die wagtydperk is nodig, sodat God jou kan vorm. Ware groei, weet wanneer om te wag. Weet wanneer om te wag, selfs wanneer jy kan optree. Jy moet wag en hoor by God, is dit u wil? Die geleentheid is daar, maar is dit u wil, Here? Jy moet jou ore oopmaak, sodat God met jou kan praat en jou sê, hoor hierso. Hier is nie jou regte tyd nie. Of wil jy sê altyd, if you hesitate, los uit. Hoor, luister mooi, if you hesitate, jy los dit uit. As jy ewe skielik, if you doubt, you leave it out. Die mooi Engels. Hesitate is ook ons Afrikaans. God sal jou verhoog op die regte tyd. Hy sal jou sit waar hy jou wil hê op die regte tyd.
Die wagtyd bou vertroue in God se tyd. As jy in God se tyd wandel, wie se tyd is dit? My tyd, okay. Nee, God se tyd. Dis God se tyd. As jy in God se tyd wandel, Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here. Wees sterk en hou moed. Wag op hom. Wait and confidently expect the Lord. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for and confidently expect the Lord. Dit mooi die Amplifier vir ons sê. Verwag die Here. Wag vir hom en verwag hom. Maak dit sin? Jy wag vir hom, maar jy verwag hom ook. Wag en verwag. So mooi. Wag is nie passief nie. Baie mense dink as hulle sit en niks doen nie, dis asof hulle niks doen nie. Maar as God vir jou sê wag, is dit tyd om te wag. Amen. As God sê wag, dan is hy besig om iets te doen. Hy is besig om jou sterker te maak. Hy is besig om jou voor te berei vir waar hy jou wil hê. So dat jou wagtydperk is nie 'n passiewe ding nie, dis 'n aktiewe vertroue. Dis 'n aktiewe vertroue in God as jy wag. In die wagtydperk leer God jou geduld. Ek weet nie van jou nie, maar as jy wag, jy leer geduld. Jy leer om op hom afhanklik te wees. Op hom afhanklik te wees. Jy leer jou gehoorsaamheid sonder beloning. Jy wees gehoorsaam aan hom sonder om iets terug te verwag. Ons almal, en ek bedoel almal, sit daarso, het daar gesit of gaan daar sit. Wag is 'n ding in ons lewens wat altyd daar gaan wees. As God jou laat wag, is hy besig om jou sterker te maak. Hy is besig om jou te vorm, hy is besig om jou te lei. Hy is besig om jou voor te berei vir waartoe jy moet gaan. So kom ons stop gou 'n bietjie. Dink gou 'n bietjie wat jy alles gehoor het. Dink gou 'n bietjie alles wat jy ontvang het, wat die Heilige Gees miskien vir jou opgebring het in jou hart. Stop. Dink gou 'n bietjie en skryf neer. Jy het eintlik 'n lekker papiertjie voor julle wat jy kan neerskryf. Maar as jy voor het, maak jou foon oop en skryf neer. Ek wil jou bemoedig as God iets vir jou sê in hierdie tyd van die preek. Luister wat hy vir jou sê. Jy hoef net een woord te wees, een bemoediging, skryf dit neer. En dan bepeins jy dit. Weet jy wat bepeins dit is? Jy dink oor dit dag en nag. Jy dink in dit in hierdie week. What did God tell me this Sunday? What can I take into this week? What he told me? Wat het jy gesê? Wat het jy gesê? Skryf dit neer. En die mense wat nou nie skryf nie, ek hoop jy in jou gedagtes neergeskryf. Want ons gedagtes gaan net so uit as jy uitloop. Jy sê, is 'n mooi preek gewees. As jy uitstap hierdie deure uit, is alles weg. Dit is wat so belangrik is baie keer om op papier net te skryf. Om myself te herinner. Ek herinner myself baie aan die papiertjies nou. Ook op my foon nagoeders. Maar skryf dit neer, laat jy dit kan sien. En eendag kan jy in jou Bybel sit. Miskien is 'n belofte gewees. En jaar gaan verby of 2 jaar gaan verby, jy maak jy skielik jou Bybel oop en jy kry hierdie belofte en sê, "Hi, God gesê ek moet getrou wees in die klein goed. Ek was sonder nou." Soos wat het God vir jou gesê? Ek wil jou bemoedig om iets neer te skryf. Ek bemoedig jou om iets net te kry van die Here af in hierdie tyd. Romeine 8 vers 25 sê vir ons: Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. So because our hope is set on what yet is to be seen, we patiently keep on waiting for its fulfillment. Groei gebeur wanneer ons God vertrou met die uitkoms.
Vertrou jy vir God? Do you believe? Do you believe dat hy die beste belange vir jou op sy hart het? Ek kan een ding vir jou sê, God ken jou beter as wat jy jouself ken. Hy weet baie meer as wat jy dink. En hy weet waartoe hy jou wil stuur, wat jy moet doen. So Dawid moes leer, ek hoef nie ek hoef nie te jaag nie. Ek hoef nie heeltyd te manipuleer nie. Ek hoef nie heeltyd mense sleg te sê nie. Ek hoef nie heeltyd in 'n plek te wees waar ek myself wil verhoog nie. Want God gaan dit doen. Wat het Dawid besluit? Ek gaan nederig wees. Saul was die gesalfde van die Here en ek gaan nie in hom raak nie, want hy is nog steeds die gesalfde. Dis Dawid se besluit gewees en wat is jou besluit? Wat is jou besluit vandag? Dawid het nie koning geword omdat hy ongeduldig was nie. Hy het koning geword want hy het getrou gebly in die wagtydperk. Hy het gewag tot hy koning word. So, die vraag is nie wanneer gaan God dit doen nie. Die vraag is nie wanneer gaan God dit doen nie. Die vraag is wat word ek terwyl ek wag? Wat word jy terwyl jy wag? Is God besig om jou te verander? Of die wêreld 'n invloed in dit? Is jy besig om God se wil te volg? Of is jy besig om, wat wil ek hê vir hierdie week of hierdie dag? God vra jou vandag, wie word jy terwyl jy wag? Ek vra vir jou vandag, wie word jy terwyl jy wag? En miskien is dit 'n tyd wat jy lank wag, jare wag. Daar is soveel in die Bybel waar mense so lank gewag het. Maar God het deurgekom. Want God is getrou. So maak nie saak op watse ouderdom jy is nie, van op skool tot in uitskool uit. As jy al afgetree is, God is nog steeds besig. Nie dink jy is nou, is nou verby, is nou klaar, ek het my wagtydperk gehad nie. God wil jou nog steeds laat groei. Hy wil nog steeds jou gebruik. Maar wat word jy? Wat word ons terwyl ons wag? Of wat gebeur die voorbeeld daar as jy in 'n Shoprite miskien staan of so en of by Home Fairs of by die traffic department of wherever. En jy staan daar so en jy wag in 'n ly. Nie jouself heeltyd sê die negatief sien nie. Here, wat moet ek hier leer terwyl ek wag? Ek wag nou dat die lyn kom, ek wag dat die mense my miskien moet roep, ek wag. Wat moet ek leer in hierdie tyd? Ek het op 'n tyd dat ek baie keer dat ek veral as ek nou soos Kliks toe gaan en ek moet my voorskrif gaan haal en alles en dan wag ek in die lyn en ek mos nommer getrek en dan sit ek en ek maak my Bybel oop en ek lees 'n bietjie. My Bybel op my foon is baie lekker en ek vind om te lees tot hulle jou nommer roep. En baie keer kom ek net van mense sien wat ek lees en sê hulle, wat lees jy? Want ons moet 'n plek wees waar ons wag en dan gloei die Here uit ons uit. Want ons sê, okay Here, wat wil U doen? En baie keer stuur jy net iemand oor jou pad wat jy mee kan praat. Miskien is daar 'n bemoedigende woord wat jy vir iemand moet gee. Die wagtydperk is nie tyd wat gemors word nie. Dis 'n tyd wat groei plaasvind. So hierdie uitdaging vir die week, vir die wat nie weet nie, ons het elke week 'n uitdaging, net 3 goedjies om jou te help om in hierdie week in te gaan, want okay, hoe gaan ek groei? Wat gaan ek doen? Hoe gaan ek myself kan jy moet verander. Ons almal moet verander. Amen. Jy moet verander en ek moet verander. So, die uitdaging vir hierdie week, bid, vra God om jou te wys waar jy tans wag en gee hom jou tyd en vertroue. Lees elke dag Psalm 27 vers 14, Romeine 8 vers 25 en herinner jouself dat wagtyd groei begin. Kies om gehoorsaam te wees en gehoorsaam te bly en God is 'n tyd te vertrou, selfs wanneer niks lyk of dit beweeg. Ek het baie keer weer gesê, my Here, ek soek 'n vrou. Ek het so lank gewag vir 'n vrou. Ek sê, Here, as ek 25 is, wil ek 'n vrou hê. 25 kom en 25 gaan. En ek het nie 'n vrou nie. En ek het so gedink, ek het al
backups gehad in my kop, en ook ek ken hierdie meisies wat miskien daar gaan kuier, en ja, ek gaan met iemand trou, die backups gehad. Maar God se wagtydperk het my reggemaak vir die vrou wat ek ontmoet het, 'n jaar later. Ek was 25, 26 ontmoet ek vir my vrou. Van die Kaap af. Die Here moes haar voorberei het om hier so te kom. Die Here het ook haar wagtydperk gegee. Maar wat 'n opwinding was dit nie om haar te ontmoet en te weet God se tyd is die perfekte tyd. Al lyk dit vir jou of dit nie die regte tyd is nie, of hy te laat is sy tyd nog steeds op tyd. So ek wil net hê julle oor toemaak vir my asseblief. En jy moet hierdie in jou hart saam met my, soms net bid, ek gaan nie hardop bid nie, net in jou hart. Van groei saam beteken, ek vertrou God se proses. Vertrou jy vir God se proses. Groei saam beteken, ek eer God se tyd. En groei saam beteken, ek bly gehoorsaam, selfs wanneer dit lank vat. Selfs wanneer dit lank vat. God gebruik 'n wagtyd om ons reg te maak vir dit waarvoor hy ons geroep het. Jou wagtydperk is wat hy jou wil voorberei. Die wagtydperk is waar hy jou nou wil hê. Hy wil jou vorm, hy wil jou maak, hy wil jou die persoon maak wie jy nie dink jy gaan wees. Hy wil jou beter maak as wat jy is. Hy wil jou verder vat as wat jy dink. Hy wil jou dieper vat in hom as wat jy kan. En waar die oë nog gesluit is, gaan ons in die nagmaal ingaan en ek wil jou uitnooi in hierdie tyd van Here, ons die nagmaal gebruik te herinner ons wat Jesus vir ons gedoen het. It reminds us of what he done on the cross. Sy bloed wat vir ons gestort is. Sy liggaam wat vir ons gebreek is. Vir jou. Sodat jy kan groei. Sodat jy op 'n dieper manier hom kan ken. So die groeitydperk is sodat jy vertrou in God, hom te eer vir sy tyd en hom te gehoorsaam. Selfs as dit so lank vat dat jy begin twyfel. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord on the night in which he was betrayed took bread, and when he has given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup and saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Everyone ought to examine themselves before they eat or drink of the bread, eat the bread and drink from the cup. Anita vorentoe roep, sy wil iets van ons deel. Dan gaan ons die diens afsluit. Môre julle. Ek wil net TS aansluit by jou openingsgebed. Waar jy gesê het, ons is in Vicksburg en ons wil hier wees. En ons is gelukkig om hier te wees. En dis waar die Here ons wil. Nou ek wil julle terugvat na die Ou Testament waar die Israeliete in ballingskap weggevoer was. En hulle het in depressie verval en daar was nie Prozac nie en al hierdie pilletjies nie en hulle het hulle musiekinstrumente teen die bome ophang en hulle het hulle joy verloor. En die Here kom en die Here sê vir hulle die volgende woorde. En dit baie beteken op een stadium in my lewe. En die Here kom en hy sê vir hulle dit. Omdat julle hier is in ballingskap, vreemde land. Omdat julle hier is ek hier. So ek wil net vir julle sê, omdat julle in Vicksburg is die Here hier. So dis die boodskap. Amen.
Baie dankie Monica. Die ding is so waar is van mense as jy jonk is dan dink jy altyd ag, my uit Ficksburg uitkom, so lank in Ficksburg gewees. Maar is 'n plek om te wees. Ek sê vir jou nou, it's a place to be. En God is besig om iets te doen in ons dorp. Amen. So sluit julle oor en ons sluit diens af. Here, ons gee baie dankie vir hierdie dag en Here, waar ons hierso as gemeente is en waar ons miskien in 'n wagtydperk is in ons lewens, Here, bid ek vir elke persoon dat hulle nie sal wankel nie. Hulle sal nie opgee nie, hulle sal nie begin vrees of vertroue verloor nie. Maar Here, dat hulle nog steeds sterker word in U. En wat die beloftes is, dat hulle gehoorsaam bly in U en Here, mag hulle U beleef in hierdie week. Die woord wat U vir hulle elkeen gegee het, dat U vir hulle dat dit sal 'n wortel, saad wees in hulle hart en wat wortels sal skiet, sodat dit kan groei in hulle harte, sodat hulle ietsie nuuts kan beleef wat die Here vir hulle wil wys. Here, ons sê vir U dankie dat U met elkeen sal wees in hierdie week en gaan met hulle in hierdie week. En ons sê vir U dankie dat U vir ons sal bymekaar weer bring wanneer ons bymekaar is. Here, ons sê vir U dankie vir hierdie dag in Jesus naam. Die gemeente sê amen.